Hoe lekker is dit nie om hier by Rietvlei 3 km van my huis af vroeg op 'n wintersoggend 'n rand te kry en te weet ek is vas met 'n mooi karp nie. Hierdie stok het seker 7 minute gelê, as dit so lank was. En toe hardloop hy weg. Ek dink die geheim is die afstand. Marnus het net voor my 'n mooi vis gevang nou van seker so 5,5 kg. En ek het hierdie stok gevat, chop en tracer en ek het hom so hard gegooi as wat ek kan met daai 32 gram bokkie sinker. En hy het regtig mooi gevlieg. En soos ek gesê het, hy het nie lank gelê nie en hier is ek aan met 'n mooi vis. Hier is 'n bietjie grasbanke hier voor, so dit gaan triekie wees om hom hier oor te kry. Ons sal daar worry as ons daar kom. Lekker wintervisvang. Alraai, hier kan julle sien, ek staan nou, ek het my wader aan, gelukkig. Moenie sonder die wader dam toe kom in die winter nie. My net dryf, so ek kan net my net voor my uitgooi. Ek hoef nie oor hom te worry nie. Hy gaan dryf terwyl ek hier staan en die vis onder beheer kry. Nou hier waar ek staan, ek weet julle kan dit nie sien nie, maar die gras is omtrent 15 cm onder die oppervlak van die water. Dit is regtig 'n baie digte grasbank wat hier lê. Nou soos vir die winter nou, maar sy tol ys sal hierdie gras al hoe minder raak. Maar vir nou is dit veiliger om so diep as moontlik in te stap. Obviously, dit moet nog steeds veilig wees. So ek sal voorstel stap in tot by jou heupe en hou jou net byderhand en dan kan jy jou vis bo oor hierdie gras of ten minste bo op die oppervlak van die water net probeer hou. Hou jou stok lekker hoog, hou jou drag redelik los, sodat as die vis nou meer spook omdat hy in die boonste gedeelte van die waterkolom is, wil wegtrek en omdraai en swem, dan kan jy dadelik vir hom lyn gee, so belangrik. As jou vis wil land hier by Rietvlei, moet jy nou maar sorg dat jy hierdie paar goedjies in plek het. Nou nie so monsters as joune nie. Maar 'n byt by die vlei in die winter. Ek vat hom al is dit 'n geelvis, ou. Mooi. Bo die gras. In die net. Sy. Ek sê altyd by Rietvlei in die winter om net nie te blank nie. Is al klaar 'n suksesverhaal. Maar daar kan julle sien, lekker Rietvlei vis in die net. Moenie die stokke wegpak in die winter nie. Kom hengel selfs al is dit by die befaamde vlei. Daar is die hoek, nommer 1. Nie die beste hoek al in die wêreld nie, maar hy is in daai harde lippie in, so hy sou nie daar uitgekom het nie. Daar kan julle sien, bokkie 32 gram sinker met die microspring, enkel hoekglei Rietvlei strop. Ek dink jy kan eers probeer hier by Rietvlei met iets anders wegkom nie. Maar kyk net, hierdie vis is nou wragtig nie die grootste vis in die dam nie, maar dit gaan die ander visse nogals baie moeite kos om mooier as hierdie een te lyk, want Jesus, hy is dan gesond. Kort, vet, rond, nie 'n merk op hom nie. Hierdie enetjie gaan verseker in die toekoms nog 'n baie mooi vis word. So ons gaan hom hier mooi bo die kruidel hanteer en hom sy vryheid gaan teruggee in die dam. Maar wat 'n voorreg is dit nie om in die winter, in hierdie lekker, pragtige mooi sonnetjie hierdie mooi vis aan te keer. Daar is hy, dankie visie. Kyk net weer eens hoe mooi, rond en vet is hierdie ouetjie. Hy gaan verseker nog 'n klein bussie raak. Nou ja, bees. Dankie dat jy my katrol getrek het. Hy word nou groot en vet. En sterkte vir die winter, want ek beloof jy dis kouer in jou huis as in myne. Awesome. Ja. Aan jou trek, ou, laat hy kan trek. Ou, ek is nou eintlik so, dit is asof ek uit 'n diep slaap uit wakker gemaak is, want ek sit daar op my rekenaar en werk, want meeste mense dink mos wanneer ons dam toe kom sit ons net hier en chill vir die dag, maar dis nie wat gebeur nie. So, ek het daar op my laptop gesit en e-mails doen, en die volgende oomblik toe skreeu hierdie katrol soos 'n klein skaaplammertjie, wat sy keel afgesny word of iets. Dit was ek en Marnus spring amper bo oor mekaar. So, ek weet nie lekker waarmee ek nou besig is nie, maar hier's daarom nog 'n vis aan hier by die vlei. Hy het letterlik uit die bloute uit net opgestaar en weggetrek. Ons vat hulle almal. Ja, julle, ek gaan nou weer moet inloop. Want julle weet nou al hierdie gras is regtig dik hier voor.
So ek gaan instap tot by my heupe met my skepnet om seker te maak ek kry hierdie vis geland. Windstil hier by Rietvlei, regtig 'n byt uit die bloute uit, het dit nie verwag nie. Maar dit wys jou net, as die vis byt, soos Marnus ook vroeër genoem het op een van sy video's, by 'n venue, dan moet jy sorg dat jy daar uitkom. O, suster. Ek het vergeet ek het nie 'n vollyf wider aan nie. Ek is hom nou wragtig, nê. Nie lekker by met wat nou aangaan nie. Ek was nou so diep in konsentrasie daar op my rekenaar. Ek loop sommer in asof ek 'n vollyf wider ook nog aan het en toe ek voel maar die water loop bo by my broek in, toe besef ek, hey perd, jy het net 'n broek wider aan, nie 'n vollyf wider nie. Gelukkig het hierdie Kaizen Custom 12 voet 6 van ons daarom nog steeds 'n lekker sagte punt. So dis nie net backbone nie, dis nie net 'n gooistok nie, dis ook 'n hengelstok. En kan jy nog steeds met klein hoekies daarom die kopstampe van die vis absorbeer omdat die tip van die stok so 'n bietjie meegee. Hier's nog eenetjie in die net by die vlei. Hierdie ene is dieselfde grootte as daai ander ene. Dit lyk amper asof dit dieselfde vis is. Maar ek is doodseker al van dit is nie. Maar hoe kan 'n ou nie happy wees met so 'n ouetjie terwyl jy sit en e-mails check en sit en werk hier langs die dam en verras so enetjie jou. Dis hy, check hoe mooi sit daai hoekie. Hy sit nou bo-lip, maar solid in die bek. Hy sou nooit daar uitkom nie. So, ons sal nou vir julle 'n aas aanbieding of 2 wys. Bokkie gly Rietvlei, ek het hom nou al gewys, enkelhoek. Perfek, en hierdie vis is so klein bietjie groter as die vorige ene. Maar net so mooi rond, net so mooi gesond. Kyk net hierdie pragtige vis. Hy het nie 'n merk of 'n parasiet of 'n ding op hom nie. Kyk die skof ook hier op sy kop. Hierdie visse hier in Rietvlei gaan nog groot word. Dis regtig mooi visse. En so lekker om hulle te vang in die winter. Kyk net hoe pragtig. Wow. Nou ja, gaan hom terugsit, gaan weer daai stok ingooi, gaan gou vir julle wys hoe lyk die aas aanbieding. En dan moet ek weer 'n bietjie verder werk. Yes, hy is so mooi, ek wil hom nie eintlik terugsit nie. Ek wil hom net so vashou en vir hom kyk. Soos toe jy klein was en jy met jou teddies gespeel het, hè? Onthou jy? As jy 'n klein seentjie was, het jy jou teddy vasgehou, hele dag lank. Dis hoe ek voel oor hierdie karp. Ek wil hom nie eintlik terugsit nie, so mooi as hy. Ek wil hom net die hele tyd bewaar. Wat so. Dankie vis. Okay, julle, hierso het ek nou my 12 voet 6 Kaizen Custom. Daar het ek 'n gly Rietvlei enkelhoek strop. 32 gram bokkie sinker. Daar is my aas aanbieding, chop en tracer. Kom ons kry hom in die dam. Nou gaan hom 'n lekker shot oor my kop gooi. Ek probeer nou nie my lyn of my stok breek nie, maar ek gooi hom 'n goeie shot want die afstand het ek agtergekom is redelik belangrik. Die lyn is nie ingeklip nie, die lyn is nie gemerk nie, so ons weet actually nie hoe ver ons hengel nie. Maar ons gooi hom 'n lekker Terry Edmonds style, loop vorentoe en steek hom lekker hard en kyk waar gaan hy. Alright, kom ons doen hom. Okay, hierdie is my aas aanbieding hierso vir Rietvlei, so julle kan sien. Daar's die gly Rietvlei. Daar's die hoeklyntjie. Nou gaan ek gou die hoekaas opsit. Nou op hierdie stadium hengel ek een van hierdie outjies op die hoek. 'n Banlik Oozer, so dis 'n banana en garlic gegeurde flout. Julle sien reg, ek wat so lief is vir my plain floats, hengel actually vandag met 'n gegeurde flout. Sagte banana en garlic. Kyk hoe maklik kom hy aan die hoek. Hy hak maklik, maar hy val nie maklik af nie. Dis die voordeel van die sagte floats. So ek sit hom op en dan ek het nie tyd vir deeg maak nie. Ek is te lui ook, so ek vat daar uit my eie winkel uit, wat ek sommer van hierdie caramel Simplicity caramel backing. Hy werk so maklik, jy het nie nodig om deeg te maak nie en hulle is beskikbaar in soveel verskillende geure. Ek dink daar's 20 of iets geure in die reeks. Nou hierdie is die caramel, ek dink nie jy kan verkeerd gaan met 'n caramel nie. En hulle werk so maklik
Hy het 'n raklewe van omtrent 6 maande, indien nie langer, in jou viskas. Jy kan hom letterlik net daar ingooi en daar is hy. En dit is my aasaanbieding. Daai Bandleak float met daai backing agter en dan druk ek die hele storie net so terug in die voerbal soos dit. En dan vat ek die volgende. Julle kan sien chop chop. Die sprei weergawe, lekker dun hierdie chop chop, so hy as ek hom so sprei, kyk hoe mooi loop hy af. Hy gaan 'n bietjie intrek, insuig in die voerbal in, veral as jy hom so klein rukkie kans gee. Dan trek hy lekker in die voerbal in en ek dink dis 'n goeie ding. En dan bo oor hom het ek 'n botteltjie hierso, dit is Tracer. Dis 'n spirits met verskriklik baie groen fluoresien. Sy naam is Tracer vir 'n rede, want hierdie groen fluoresien, julle kan sien hy swart van die groen fluoresien. Hy bloei daai groen fluoresien uit onder in die water vir 'n baie lang tyd. En dit lok natuurlik die vis nader. En ek dink dit is deel van die rede waarom ons in hierdie stil windlose kondisies die vis kan nader lok en hulle dan gevang kry. So, gaan hom weer inkry, daar waar dit ver is, en hopelik kan ons nog 'n paar vang. Okay, ons gooi hom Terry Edmonds style. As julle nie weet wie Terry Edmonds is nie, of nog nooit van hom gehoor het nie, gaan kyk op YouTube, tik in Terry Edmonds. Hy is 'n vergooi meester. En as ek sê vergooi, dan bedoel ek serieus ver. Nou ons leer so 'n bietjie by hom, ons steel so 'n paar tips en triks daar by Terry, en dan pas ons dit toe hier by die vlei. En dan vang ons ook so nou en dan 'n vis. So ek gaan hom met Terry Edmonds style so oor my kop gooi, loop vorentoe, trap in hom in, gee hom 'n lekker shot. Sy. Hy is baie mooi. Hoe's daai vir 'n run? Hier by die vlei. Ek het net my laptop opgetel en letterlik een sinnetjie getik op die e-pos wat ek op reply. En toe gebeur hierdie, jessie ou, hierdie ding hardloop asof waar nie 'n einde is nie. Watchie. Ek dink ons gaan 'n rukkie besig wees, ek moet my laptop in die kar gaan bære. Hierdie stok het seker 5 minute gelê. Al wat 'n quick bite. Ek het net 200 meter van hierdie lyn hier op. En dit raak nou klaar. Daar steek die backing uit. Lekker man. Lekker op 'n Woensdag hier by die dam. Daar gaan die backing. Level mok vas. Daar's ons op die backing. Wat sê, ons is op die backing. Hy het al my lyn uitgehardloop. Tjy, papi. Okay, sien vir julle heel wat later. Julle, hierdie ding het op 'n run gegaan soos min. Ek sal verbaas wees as ons hierdie ding gaan uitkry, want hier is so baie obstruksies eintlik hier onder die water. Veral as hulle so ver hardloop, hier's baie klipbanke en goed. Julle moet onthou, ek hengel 'n 10 pond toe klein nommer 1 Daiichi, né? So dis nou nie spesie hengelstories hierdie nie. Dis maar gewone oeverhengel gery wat ek en Marnus gebring het vandag. Ons het letterlik net bietjie kom kyk wat hier aangaan. En dan kry ons sulke vreeslike runs, maar ons gaan natuurlik nie nee sê daarvoor nie. So ek gaan my heel bes te probeer om hierdie ding te land en uit te kry tussen als deur. As alles goed gaan, behoort ons dit reg te kry. Maar hierdie was 'n run of note. Ek het lanklaas in my lewe so run beleef. Ek's op my backing. Dis insane. Dis absolutely insane. Maar kan nie vra vir 'n beter run nie. Hierdie ding het 5 minute gelê, chop chop Tracer, Bandleak Oozer, ek het julle gewys met daai klein ek wil sê wit deegie, maar dit was nie 'n wit deegie nie, dis daai backing, daai caramel fluoro backing agter hom. En ek het hom sinvol gegooi, ek het hom lekker gegooi. Ek weet nie hoe ver nie, maar 'n lekker shot. En yes, hulle lê nie lank nie. So definitief as jy Rietvlei toe kom, haal die lang stokke uit, pos en los. So ek probeer net die vis, dis moeilik hier by hierdie plek waar ons sit, want dis nou hier tussen die riete
En obviously ek en Marnus hengel in 'n redelike klein spasie, so ek probeer die vis so goed as moontlik na die linkerkant hou, maar ook nie te ver links nie, want dan as hy hier om die riete swem met 'n ander moeilikheid. So dis tricky om nou te sorg dat die vis half reguit voor my bly. Hierdie ding is nou baie ver regs, maar is nog 'n end uit, seker 'n goeie 30-40 meter. Hierdie stok het so vinnig gebyt, die voerbal het nie eens kans gekry om te blus nie, ek sien die voerbal. Dis daai geel bal wat daar uitsteek af voor op die oppervlak. Dis amazing. Watch out. Met daai raan en alles, wys jy hoe koud is die water dat daai voer nie eens blus nie, nee. Daar val hy nou af. Is dalk beter so. Dankie. Okay, hy's nie so groot soos ek aanvanklik gedink het nie. Ek het aanvanklik gedink dis 'n monster. Maar gaan nie nee sê vir hom nie. Oh my word, oh, what a fish. Kan jy glo hoe hierdie ding hardloop? Hierdie ding is swaar, hoor. Hy's dalk nie so massive nie, maar hy's swaar. Check hierdie beautiful rietvlei karp. Ek kan elke dag so werk. Yes, ons moet hierdie verseker weeg. Hy's lekker vet. Okay, julle. Hier's daai baie mooi vis. Wat ek nou net gevang het. Ek weet ons klink al soos plate wat vashak. Wanneer ons vir julle sê, hanteer julle visse oor een van hierdie goed of ten minste net oor die water, maar ons double whammy om nou som ons is in die water en oor 'n kruidel. Om seker te maak hierdie mooi visse kom niks oor nie. Kyk nou net hierso. Daar's my strop. Hey. Julle kan sien, daar's die sinker, 32 gram bokkie sinker. Daar's daai 10 pond hoe klein, nommer 1 Daiichi in die scissors. Hierdie lippe hier by, hierdie visse se lippe hier by rietvlei is verskriklik hard. Dis 'n kenteken dat hulle definitief op 'n harde bodem eet en leef. Nou ja, hierso is daai pragtige mooi vis. Kyk net daar. Vir 'n rietvlei oeverhengel sessie. Amazing. Yes, my hierdie ding het poeier gehad. Hierdie is 'n V8 engine in hierdie stert gewees. Maar wat 'n ongelooflike mooi gesonde vis. Hulle raak nou al hoe groter nou dat die wind 'n bietjie waai. So ons gaan daai stokke net weer terugkry. En solank as wat hulle net aanhou byt, hoor ons nie regtig hoe groot hulle is nie, maar die grootte is altyd 'n bonus. Lekker. Okay, hierdie skaal. Dis een van daai Kingfisher skale wat ons daar by die winkel verkoop. Hulle werk amazing. So ek gaan hom net aansit, power. Gaan ek net so rukkie wag tot hy vir my wys 0, maar dan gaan ek eers die skepnet weeg, want hierdie is 'n baie swaar skepnet. So dit sal nou 'n regte leuen wees as ek hom nou met die skepnet weeg. So daar wys hy nou 0. So ek gaan net die vis hierso uitskuif. Hy lê veilig aan die kruidel. Dan gaan ek hierdie net vat en hom haak. Nou julle kan sien hy weeg 1.18, 1.19 kg daar. Okay, en dan druk ek reset. Nou is hy op 0. So nou weet ek, as ek die skaal afhaal, sal hy vir my wys minus 1. Whatever dit nou was, 1.17 kilos. En dan kan ek nou die vis terugsit en dan weet ek dit is die ware gewig van die vis. En nie die vis met die net nie. Alright. Kom ons kyk. Wat weeg hy? So 5.2 kg. Ek dink dit is heel skaflik vir rietvlei in die winter met die oeverhengelstokke so in die middel van die week. Kom ons sit hom terug. So hierdie pragtige vis gaan ek nou terugsit. Dankie jou bees dat jy kom byt het vandag hier aan my aas. Jy het my dag gemaak met daai reelrand. Ek kry jou girlfriend jammer want jy het baie poeier in jou. Nou ja. Gaan geniet dit daaronder. Lekker! Oh my gosh, okay. Gaat ons alweer. Hierdie is slow and steady.
Hoe sê Brendan? Pow! Lekker Brendan, dankie dat ek jou kan quote. Julle, ek dink ek gaan vandag baie meer werk gedoen kry as ooit van tevore. Want elke keer wat ek op my rekenaar sit en werk daar agter, dan by die vis. So ek gaan nou maar net die hele tyd na ek 'n vis gevang het ingooi en sit en werk. Nee, ons is regtig vandag alweer bederf. Hierdie is nou my ander stok. Hy het seker so 'n uur gelê, dalk 'n uur en 15 minute. En hier gaan hy weer met 'n baie mooi loopie. Hierdie windjie het nou begin optel, 'n suidewind, so hy stoot mooi in die sloep in by Rietvlei en ek dink dit is krities. Ek en Marnus het probeer om ons timing reg te kry want daar is 'n front op pad, maar dis nie heeltemal, ons is nog bietjie te vroeg. Alhoewel dit is 'n suidewind en die oorheersende wind hier by Rietvlei is gewoonlik 'n noordwester. So dit is 'n ander tipe wind en ek glo gewoonlik wanneer die wind draai en van 'n ander rigting af waai, dan aktiveer dit die vis so bietjie. Nou of dit is en of dit die aas is en of dit die plek is waar ons sit of wat ook al, weet ek nie. Al wat ek weet is, dis lekker as hulle die hele tyd hardloop en byt en ons vang vis. Hey, en hierdie is op die pink floutie. Die eerste een. There we go, man. Say something. Hoor hierso, hierdie visse hier by Rietvlei. Hulle is nou nie almal monsters nie, nê? Maar ek sou vir julle sê hulle beklei soos monsters. Dis amazing. Oei, gaat ons weer to the left side, Marnus. Yes, ouma, as ek vir jou kan, ek wens ek kan op kamera vir mense wys hoe groot is hierdie grasbank wat hier lê. Van die punt van Arita af so om. Soos in so ver onder die oppervlak. Maak seker jou drag is los. As hy weer 'n bietjie gras opgetel. En 'n stok met 'n sagter punt. 'n Stok met baie backbone en 'n stok met 'n sagte punt is krities, want jy moet die afstand kan kry om by die vis uit te kom om die byt in die eerste plek te kry. Maar dan omdat jy die vis so hard speel, soos daar nou, wanneer hulle omdraai en wegswem en om hulle bo die gras te kry, het jy nog steeds 'n stok nodig wat die punt 'n bietjie sagter is, waar jy kan meegee sodat die hoek net sy bek uitskeer nie. En ek dink in hierdie 12'6" Kaizen Custom het ons die perfekte balans. Nou ja, hier kom hy. Kom visie, jy is myne, ek het jou, daar is hy. Nog enetjie. Ja, nee, hierdie is nou wragtig weer 'n kleintjie. Maar hy byt soos 'n groote, hy doen alles wat hy moet, hardloop met die katrol. Kyk net hoe mooi. Lekker. Ons vang nog. Daar sit hierdie hoek, te mooi weer daar in die scissors. Hierdie ene was op daai pink floutie. Ek het actually ek probeer vandag 'n paar verskillende goed. Kom uit my gemaksone uit. Hierdie was op 'n pink Almond Supreme flout. Ek sal julle nou wys hoe maak ek. Kan jy glo hierdie klein visie wat so met 'n katrol hardloop, hè? Wat so trots is hy op homself en sy dam. Nou ja, toe. Dankie jou boet, gaan terug. En dankie dat jy my dag beter gemaak het. Lekker. Kyk, ek het gesê ek gaan aanhou om hierdie pink flout te gooi, want met die feeder hengel gedeelte in my lewe, vang ek verskriklik baie vis met 'n pink wafter op die method feeder. So obviously maak dit sin. 'n Pink wafter en 'n pink flout is nie regtig ver van mekaar af weg nie. So ek het hierdie pink Almond Supreme oozers. Hier eintlik het my seentjie se laai uitgevat. En ek het nou 'n vis op dit gevang, so ek vat die pink oozer. Jy kan sien hy's mooi sag. Hy kom deur en ek sit daai selfde caramel backing. Julle, die goed's amazing. Jy hoef nie te worry nie, jy hoef nie deeg te maak nie. Jy vat hierdie ding, jy chak hom aan jou viskas en jy weet jy het altyd feitelik deeg by jou. Soos ek voorheen ook genoem het, daar is ander flavours, goed soos daar's plain wit en geel en oranje. Daar is almond, daar's garlic, daar's stativer, daar's passion fruit, daar's al die geure waarin jy kan dink. Jy draai hom net so lekker agter die floutie, laat hy net so mooi asie soos dit maak. Hy's lekker taai, hy bly op die hoek. En dan vat ek hom en druk ek hom net
liggies terug in die voerbal, hy val 10 teen 1 uit met die impak wat die voerbal op die water het. En dan sprei ek chop chop, wat 'n pineappelgeur is, so 3 sprays van dit, en ek vat hierdie botteltjie van my, wat Tracer is, nou gaan julle nou hier voor in die water wys, wat sy hektiek groen wolk maak hierdie goed, jy kan dit so 'n bietjie smeer, en dan los jy hom net so 'n minuut, laat die wind hom net so 'n bietjie droog waai, dan maak hy so, vorm hy so laagie, maar kom ek wys julle gou hier voor in die water, né? Hoe maak hierdie ouetjie? As ek hom hier drip, kyk nou hierso, ek gaan letterlik net 2 of 3 druppeltjies, kyk hoe maak hy mannetjie. Dis rowwe groen fluoresien daai. So, moenie te veel van dit opsit nie, dis 'n spirits, die spirits help ook dat dit dissipate, dit versprei in die kolom van die water, so of dit nou dit is wat die vis lok of nie, ek kan nie met sekerheid sê nie. Al wat ek weet is, elke keer wat ek dit opsit en ek gooi hom daar binne, dan as ek op my laptop besig is met 'n e-mail, dan hardloop die katrol. So, dis iets vir julle om te probeer, kyk of dit vir julle werk, miskien doen dit, en dan vang jy 'n paar mooi visse. Ek het nog eers daai stok gegooi wat ek julle nou net gewys het, die daar hang hy. Hier lê die groen flore wolk nog in die water. En toe trek hierdie ding hier weg, ongeskik. Maar dis die tipe ongeskiktheid waarvan ons hengelaars baie lief voor is. Ek moet nou net daai stuk gras daarvoor gaan afhaal. Hier's ongelukkig bietjie lekker los gras, so laat ek gou hier in. OK. Wat gebeur hier voor wanneer 'n ou deur hierdie gras loop, dan breek jy dit 'n bietjie los. Hey. En dan dryf dit nou obviously, maar dan haak dit bietjie aan jou lyne. So ek sê nou vir Marnus, ek moes nou eintlik vandag windpenne gebring het. Ek is nie 'n ou wat sommer met windpenne hengel nie, maar ek kan 100% insien waar hulle jou kan help, en dis nou presies in 'n situasie soos hier vandag, waar die gras losdryf, maar redelik diep in die water, en te diep om in te loop, is seker omtrent so diep daar waar die gras dryf. So as 'n ou net 'n windpen kon insteek hier op heupdiepte, dan hou jy jou lyne bo oor die gras. En ek het nou wragtig nou nie windpenne gebring nie. Ons het verskriklike mooi lang windpenne daar in die winkel by Total Fishing. Maar natuurlik sal ek hulle net daar gelos het. Kyk, hier het ek nog my glove aan, want ek wou gooi, maybe. Marnus maak my goed sê op video, wat ek eintlik af van kamera af vir hom sê, en dit is gewees, dat as jy nou vandag vir my daar in die winkel gesê het, hoorie, jy vang een vis na die ander hier by Rietvlei, dan sou ek dalk nou vir jou gesê het, yes, ek weet hom nie so mooi nie, want in my opinie, hierdie tipe weersomstandighede is nie noodwendig ideaal vir Rietvlei nie, spesifiek, want dis redelike hoë druk 10 teen 1, hier's min wind, dis redelik koud gewees vanoggend, ek dink dit was 0 grade toe ons die inry wit geryp. En ek is altyd van die opinie dat 'n ou moet wag tot daai front regtig stoot en die wind in hierdie sloep inwaai ensovoorts. En hier het moeder natuur maar net weer eens die teendeel bewys, en ek en Marnus sê nou net vir mekaar, mens moenie jouself te veel eintlik aan al hierdie dinge steur nie. Daar is apps en al daai goed wat 'n ou natuurlik kan dophou, en ek sê nie jy moenie jou huiswerk doen nie, en jy moenie die weather apps dophou nie, jy moet dit nog steeds doen, maar partykeer gaan jy net op gevoel, kom dam toe, sit die aas aan, gooi die ding in die water en vang 'n vis. En dis presies wat ons vandag hier doen. Jy moet voetwerk hê hier by Rietvlei, want hierdie goed weet waar is die riete in Rietvlei. En hierdie ene doen nou sy allerbes om rondom hierdie riete te swem, en dit is wragtig te diep om in te loop. Selfs al het jy 'n vollyf wader aan, gaan jy bietjie sukkel. So hy swem erg na links, en die probleem is ek kan hom nou nie hoog hou nie, want anders hou hy aan links swem. Daar kom hy daarom nou weer so bietjie. So ou moet maar gereed wees om hulle so bietjie te boelie hier by die vlei, want anders gaan hulle vir jou wen, hulle gaan vir jou ore aansit tussen hierdie riete. Hier is hy nou op die leader. Nog 'n mooi gesonde karp, wat sy allerbes doen om van my ontslae te raak. As hy maar net weet, ek gaan hom baie mooi hanteer, ek het vir hom 'n lekker sagte kruidel, ek gaan my hande nat maak, ek het 'n lekker rubber net,
Nou, sy, kom hier, kom hier. Ek gaan jou nie verder pla nie. Nee. There we go. Yes, julle. Wat 'n amazing dag hier by Rietvlei. Ek sê julle regtig waar. Moenie jou stokke wegpak nie. Vat die raad wat ek en Marnus julle vandag gegee het. Gooi hierdie bokkiestroppe met die enkelhoekstrop. Gooi hom maar binne. Sit agteroor en vang van hierdie pragtvisse hier by Rietvlei, want dis absoluut die moeite werd. Hier so min wind, die weer is lekker. En as jy net 'n paar basic goed reg doen soos dit wat ons julle gewys het, dan kan jy ook van hierdie mooi visse kom vang. Kyk net hierso. Hier's weer 'n verskriklike mooi vis. Kyk hoe hoekie sit perfek daar in die binnekant van die bek. Hy sou nêrens gaan nie. Hierdie is die eerste vis wat ek vandag vang wat op sy een sy 'n merkie het. Hier is hy daai hoekie sit. Hierdie lippe is klip hard. Nou is hy. Hierdie is die mooi kant van die vis. Kom ek wys dit eers vir julle. Yes, julle wat jy pronk hy. Kyk net hoe trots is hierdie mannetjie. Amazing. Sulke mooi, ongelooflike gesonde visse hier by Rietvlei. Kom ek wys julle gou die ander kant. Soos ek noem, dis die eerste vis wat ek vandag vang wat 'n merkie op hom het. Julle kan sien daar 'n seerplekkie, maar kyk hoe vinnig word daai seerplekkie is klaar besig om gesond te word. En dis nou hier waar Marnus en Brendan so ruk terug ook 'n video gemaak het waar hulle die propolis gebruik, die Cape Care, waar jy daai tipe van wonde kan behandel en jy doen net die vis die wêreld se guns om 'n bietjie van daai behandeling op te spuit en jy plaas hom terug en jy weet daai merkie word soveel vinniger gesond. Maar daar is hy, nog 'n pragtvis hier by Rietvlei. Kyk nou julle toe ek dit nou noem, toe sê Marnus maar wag 'n bietjie, jy het dit hier in die bak. Ja, jy gaan dit gou kry. Meeste van hierdie Cape Care kits wat jy koop in die mark, werk min of meer dieselfde. Gewoonlik kry jy 'n klein swab of soos 'n earbud of iets en jy maak net die plekkie klein bietjie droog. Kom visie, lê nou mooi. Jy is in die spotlight hier. En jy maak die plekkie net 'n klein bietjie droog en dan vat jy die liquid, die antiseptiek of wat ook al dit is, die propolis, en jy drup dit daarop. Soos dit. Jy het nie mal baie nodig nie. Jy los hom net vir so 'n klein rukkie dat hy net sy werk doen. En dan vat jy net 'n handjie vol water en jy spoel dit net af. En dit is genoegsaam om daai wond mooi te behandel. Dan weet jy wanneer jy die vis terugsit, gaan daai wond net vinniger gesond word. So eintlik help jy net hierdie vis. En ek meen dit vat jou letterlik 5 sekondes. So hoekom nie? Nou ja, ek gaan nou hierdie ouetjie terugsit. Laat hy dalk een van julle ook kan bly maak een of ander tyd. Dankie vis. Jy pronk al te mooi. Daar gaan jy. Sterkte met daai wond. Yes! Ek dink hier's 'n vis aan. Wat sê jy? Dude, jou visstokke gemal vandag. There we go. Yes, I'm still going. Still camera rolling. Het jy beleef hoe hierdie ding hardloop? Hierdie visse is, ek weet nie wat is hulle is kwaad of hulle is mal. Die goed hardloop verskriklik. Jesus, ek sê nou vir Marnus, ek is nou self in die mark vir 'n paar nuwe katrolle, maar hoe kan ek nou hierdie ou classics van my, hierdie ou 10.000 Shimano super buitelanders, wat nou al 20 jaar lank vir my sulke mooi vis vang. Hoe kan ek hulle nou gaan ophang in die stof, hè? Net omdat die nuwe trend sê ek moet 'n Ultegra hê. Ja, jy moet dalk Ultegra hê. Ja, die nuwe trend, by die nuwe trend. Skit net jou kop en sê ja. Bedoel ek Marnus en Brendan, papgooi of niks. Hulle vang met daai Ultegras en hulle het sulke amazing resultate met daai goed. Dis awesome katrolle. Dis regtig duur. Maar hier's ek met my ou classic Shimano's en hulle gaan maar net nog steeds aan. Spoel bakkel so bietjie wanneer hierdie Rietvlei karpe met hulle hardloop. Maar ons is weer aan. Hierdie is nou wragtig. Ek gaan hom nou nie weer ingooi nie want ek moet nou huis toe gaan.
En my kind speel rugby vanmiddag, so ek moet nou regtig klaar kry hier by die vlei. Maar kom Rietvlei toe, ek dink amper Marnus, almal gaan wel weet wat se stand sit ons op. Waar is ons? Ek dink is 32 of 34. Marnus sal nou vir julle kyk. 3 stompies, daar's hy. Ja. Ja, so net amper voor die draai. So nee, ons is nog 'n hele end voor die draai. Maar dis waar ons sit. Into the thick of it, ou. Ons is hier in die dik grasse. Maar ons vang dik karpe in die dik grasse. Gelukkig daar waar 'n ou gooi, is dit skoon. Dis maar net hier voor waar jy bietjie moet jou storie ken en moet aangaan. Weerens, ek sê, kry vir jou 'n stel windpenne, bring hulle saam. Sit hulle hier voor in, sit jou lyne oor die windpenne, dan gaan hierdie gras jou nooit pla nie. Dis die tipe gym wat ek like. Kom maar, Bill. Nou raak ons hands, ons trek hulle nou boor. Ons trek hulle nou boor die gras hier so. Marnus gaan nou vir my die skep job doen. Daar kom hy, 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 daar kom hy. There we go. Nog 'n beauty hier by Rietvlei. Yes, ou. Kan dit nie glo nie. Kyk net hoe mooi is hierdie karpe. Dit is van die mooiste karps. Ek weet ek sê dit elke liewe keer wat ek een skep. Maar kom hengel hier en kom vang hierdie goed en dan gaan jy wat hierdie video kyk presies dieselfde voel as ek. Dis awesome. Jesus my, die goed kan hardloop met 'n katrol. Goodness gracious. Okay, hierdie stok gaan ek nou nie weer ingooi nie. Ek is nou klaar vir die dag. Ek los nou die res van die visse daar in die dam sodat julle hulle kan kom vang. Hier gaan ons vir die soveelste keer vandag weer. Kyk net waar sit daai hoekie, hè? Perfek onder. Kyk hoe maklik het hy uitgekom, maar hy was solid daar in die onderste lip. Nou ja, julle, baie dankie vir die mense wat tot hier toe gekyk het na ons video hier by Rietvlei. Ek dink vandag was 'n baie suksesvolle dag vir my en Marnus van Papgooi of Niks. Julle is welkom om Papgooi of Niks se YouTube ook te gaan follow, gaan kyk vir hulle op Facebook. Hulle doen amazing werk vir die hengelgemeenskap. Hulle is elke nou en dan by die water, baie meer as ek. En hulle vang baie van hierdie vis. So vandag was vir my lekker om saam met Marnus te hengel en hier by Rietvlei hierdie pragtige mooi visse te vang. En vir julle te wys presies wat ons doen, hoe ons dit doen, watter produkte ons gebruik. En julle is natuurlik welkom om in te kom na ons toe daar by die winkel by Total Fishing en dan ook vir julle hierdie gery aan te skaf sou jy dit nog nie het nie. En die aas en alles sodat jy ook suksesvol kan wees. Nou ja, daar gaan hy so vir oulaas. Daar is nog 'n lyn in die water, so miskien is hierdie nie oulaas nie, maar ek is baie gelukkig met hoe hierdie dag verloop het. So as hierdie die laaste keer is wat ek julle sien vir vandag. Dankie en groete tot volgende keer. Thanks ou vissie.